belangrik. Soos vanmiddag en op 'n Sondagmiddag is rus belangrik. Kan ek amen kry? Amen. Ek het pak gekry omdat jy nie geslaap het op 'n Sondagmiddag nie. Vandag wens ek kan slaap op 'n Sondagmiddag. Wie is daar saam met my? Amen. Dit is lekker om te kan slaap. Loof die Here. Kom ons gaan saam staan. En ons gaan ons lekker saam zijn. Kom ons staan saam. Is hier vanmorgen 'n besoeker hier by ons vir die eerste keer? Wys dit gou jou hand as jy al besoeker is. Daar is besoekers. Ja, hier is ook 'n besoeker hier voor. So ons het almal saam met julle gestaan. Kan ons hulle 'n groot hand van verwelkoming gee vanmôre? Welkom in die huis van die Here. Amen. Kom ons gaan sommer saam bid vanmôre en eer aan die Here bring vanmôre in die kerk. Halleluja, God is good. Amen. Ek gaan sommer vir Madeleine vra om vir ons te bid sommer. Dankie Madeleintjie. Amen, kom ons sluit hierdie oë. Vader, wat 'n voorreg is dit vanmôre om in U teenwoordigheid te kan wees, Here. En het ons vanmôre gekom met 'n verwagting, Here. Halleluja. Amen. En Here, vanmôre bid ek, Here, dat elke persoon se ore, se oë en sy hart sal oop wees, Vader. En wil ons gees, siel en liggaam vanmôre, Here, aanspreek om die naam van die Here groot te kan maak. Here, want U is ons rots, U is ons redder, Here, en U is ons vriend vanmôre. En net soos ek al agter gebid het, Vader, is dit nie vanmôre moeite om die naam van die Here groot te maak nie, Here, because when I remember what the Lord has done, I will never go back again, Father. We love You, Lord, and we just want to worship You this morning. En Here, kom in al U volheid, Here, en kom in al U krag, Here. Word verheerlik, Here. En dit wat ons gaan vanmôre sing, Here, word verheerlik, Here. En dit wat ons vanmôre gaan bid, Here. En mag elke hart vanmôre, Here, net ontvanklik wees, Here, vir die woord wat gegee gaan word, Here. Ek weet dit kom van U af, Here, nie van mens nie, Here, maar ek dank U, Vader, dat U met ons gaan spreek vanmôre, Here, en dat ons ontvanklik sal wees vir die saad wat gesaai gaan word. In die kosbare naam van Jesus. Amen. Halleluja. Die woord van die Here leer vir ons en sê, Psalm 103, kan ek dit gou lees vanmôre? Ek voel in my hart om dit gou te lees vanmôre. Psalm 103 sê die volgende, hy sê, as ek dit kan sien vanmôre, gaan dit werk. Hy sê, is 'n psalm wat Dawid geskryf het, hy sê, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Hy sê dan verder, vers 2, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Halleluja. Daar gaan ek Psalm 150 ook lees vanmôre. Want my hart is vanmôre so om die Here te loof vanmôre. Ons het soveel om voor dankbaar te wees vanmôre kerk. Is dit so nie? Psalm 150 sê, halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basijngeklank. Loof hom met harp en siter. Loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snare, spel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. Kom aan, gee die Here 'n lofoffer vanmôre. As jy asem het vanmôre, het ons vanmôre genoeg rede om die Here te loof. Is dit nie so nie? Kom ons gaan saam sing vanmôre. Loof die Here, hy is goed. Sy goedheid ken geen einde nie. Tot in die laaste nageslag hou hy oor sy kinders waak. En loof die Here, hy is goed. Sy liefde strek oor die hele aarde. Laat die volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die
volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die Here, hy is goed. En laat die volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die Here, hy is goed. en laat die volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die Here, hy is goed. Halleluja. Halleluja, die Here is goed vir ons, is nie so nie? Ek gaan hom op die spot sit. Verstaan jy, Just? Ek moet net gou kom getuig van die goedheid van die Here. Jy weet, Woensdag bid ons by die bid hier. Vir werk, dat Justin moet werk kry. En ons bid en ons bid en ons bid. En Tannie Wilma sê iets moois Woensdag aan. Sy sê, moenie net bid, as jy bid vir 50%, bid vir meer as 50%. Dus as jou verwagting 50 is, maar bid vir meer as 50. Bid vir 60%. Dat die Here 'n increase moet gee. Weet verstaan, dat die Here meer as dit moet gee waarvoor jy bid. Amen. Moenie net settle vir dit nie. So ek wil nie, just tell them. Okay. Môre almal. So ek wag al 6 maande vir werk. Ek sal deur ek weet seker 50 CV's, 100. En ek ken hierdie oom en ek sien hom op Facebook en ons het lank saam gewerk, maar hy het net verdwyn en toe kom hy op die scene en jammer ek is Engels, daar gaan 'n paar Engelse woorde inkom en ek maak kontak met op LinkedIn. Hy is in Italië, hy bel my, hy sê vir my, wanneer kan jy my kom sien? En dit was Woensdag, Donderdag was 'n vakansiedag, hy sê kom sien my Vrydag. Toe ek daar sit, toe sê vir my, het jy werk nodig? Toe sê ek het werk nodig. Hy sê, hy noem 'n bedrag, hoeveel het jy nodig? Ek sê ek het dit nodig. En toe sê hy vir my, okay, ek betaal dit sommer nou in jou rekening in. So ek het nog nie eens gewerk nie. Ek het werk gekry en ek het 'n salaris gekry. So, glory to God. Amen. Is dit die Here wat ons dien vanmôre nie? Amen. Loof die Here want hy is goed. Is die Here vir ons goed? Loof die Here, hy is goed. Sy goedheid geen einde nie. Tot in die Kom aan, is die Here vir jou goed vanmôre? Hou hy oor sy kinders vas. Kan ons die Here loof? En loof die Here, hy is goed. Sy liefde sterk oor die hele aarde. Laat die volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die Here, hy is goed. Kom ons loof hom saam. En loof die Here, hy is goed. Sy goedheid ken geen einde nie. Tot in die laaste nageslag hou hy oor sy kinders wag. En loof die Here, hy is goed. Oor die hele aarde. Laat die volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die Here, hy is goed. Laat die volke sing. Laat die volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die Here, hy is goed. Laat die volke Laat die volke sing, laat ons saam hulde bring. Loof die Here, hy is goed. Hallelujah. God is good. Amen. Loof die Here, hy is goed. Loof sy heilige naam. Want alles in die groot heelal die Here loof. Loof die Here. Loof die Here, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here Kom ons sing nog 'n keer. loof die Here, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Want ek wil die Here loof.
sy heilige naam, loof sy heilige naam, loof die Here. Loof die Here, o my siel, alles binne in my, hart en siel, gees en krag, en alles binne in my, loof sy heilige naam, loof sy heilige naam, loof sy heilige naam, loof die Here. Loof die Here, o my siel. Loof die Here, o my siel, en alles binne in my, hart en siel, gees en krag, en alles binne in my, loof sy heilige naam, loof sy heilige naam, loof sy heilige naam, loof die Here. Kom loof die Here, kom loof die Here, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Here staan, hef op julle hande na die heiligdom, en loof die Here, loof die Here, loof die Here, kom loof die Here, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Here staan, hef op julle hande na die heiligdom, en loof die Here, loof die Here, loof die Here, kom loof die Here, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Here staan, hef op julle hande na die heiligdom, en loof die Here, loof die Here, loof die Here, kom loof die Here, Halleluja, kom ons loof sy alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Here staan, hef op julle hande na die heiligdom, en loof die Here, loof die Here, loof die Here, hef op julle hande na die heiligdom, en loof die Here, loof die Here, en loof die Here, hef op julle hande na die heiligdom, en loof die Here, en loof die Here. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kan ek vra vanmôre, wil jy die Here nie jou beste lofoffer gee vanmôre nie? 'n Offer van lof en aanbidding. Bring ons die Here vanmôre. God is good. And He brings peace like a river to my soul. When I sing holy, 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 I can feel the healing waters around me flow. When I sing holy, 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 only He's worthy to receive the glory.
to the Lord above who sits upon the throne. And I will sing holy, oh Lord, you're holy, holy. Holy, holy, oh my God, only He is worthy to receive the glory and receive the praise. Holy, holy, Lord God Almighty, only He is worthy to be called by that name. Holy, holy, oh yes, only He is worthy to receive the glory and receive the praise. Holy, holy, Lord God Almighty, only He is worthy to be called by that name. Like a shepherd, He will bring me safely home. And I sing holy, 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 holy to the Lord above who sits upon the throne. Kan ons dit saam sê vanmôre? I will sing holy, 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 only He is worthy to receive the glory and receive the praise. Holy, holy, Lord God Almighty, only He is worthy to be called by that name. Only He is worthy to be called by that name. Halleluja. Die Here alleen is waardig vanmôre. Die Here alleen is waardig vanmôre. Here, ons verklaar vanmôre as kerk en gemeente dat Jesus Christus is die Seun van God wat sit op die troon aan die regterhand van God die Vader. U het die dood oorwin. U het die hel oorwin. U het die vyand oorwin, Here. Dis net U vanaand of vanmôre, Here. U alleen, Here. En ons eer U vanmôre in Jesus se naam. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and
oor jou spoel. Alles wat jou gedagtes gesteel het en jou hart getrabbel het, as jy Engels kan gebruik hierdie week. Gee oor vanmôre, gee vanmôre oor dat die Here kom en vanmôre elke hart aanraak in die naam van Jesus. Ek weet jy is bekommerd vanmôre, ek weet jy staan en jy sê ek het hoop verloor. Maar staan vanmôre en sê Here, hier is ek. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Let your living waters. And let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I sing Jesus, 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 Jesus. Sing to the Father and Father, oh yes, Father, oh Father. Holy Spirit, 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 oh Spirit, Spirit. Sing to the Father, 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 Let's sing Holy Spirit. Sing to the Spirit, 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 to the Spirit, Spirit, and Spirit, Spirit. Jesus, 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 Jesus. dis net Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vader, dankie dat ons môre die geleentheid te kom hê om voor U te kom staan, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre, Here. Om die naam van Jesus vrylik oor ons lippe te kan doen. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om ten spyte van wat in die wêreld aangaan, het ons steeds 'n toevlug vanmôre in die Here. Die Here alleen is ons toevlug vanmôre. Halleluja, jy kan vanmôre die sitplek neem. Voorsangers, musikante, jy kan hier al bly vanmôre vir so 'n oomblik, net so 'n oomblik hier al bly vanmôre. Ek wonder Marlene as ek in diep kan gooi vanmôre. Daar's 'n lied wat op jou iPad is, To the River, I'm Going. To the River. Ek gaan vra vanmôre dat die broers na vorentoe gaan kom, wat my gaan help in die nagmaal vanmôre. Vir my vorentoe sal kom, en as vanmôre gaan ons die diens 'n bietjie anders te doen as normaalweg. Amen.
Ons hoef ons nie 'n routine, daar's ons nie 'n program wat ons hoef te volg nie. Wees saam met my vanmôre. Amen, kom aan, help my uit. Ons hoef nie 'n program te volg en daar's nie 'n liturgie wat ons moet hê en uiteengesit vanmôre nie. Pastor Bernard, jy kan slank hierdie manne bedien vanmôre. Daar's 'n skrif wat in my hart opkom vanoggend en daar's 'n rede hoekom ek vanmôre die nagmaal voor die diens wil doen en nie na die tyd nie. Want ek wil vanmôre eers by dit stil staan as een van die belangrikste sakramente van ons tyd. En dit is die heilige nagmaal. Help my. Ek glo nog vanmôre in die krag, die genesing wat hierdie tafel vir my bring. Ek glo vanmôre aan die oorwinning wat daar is in hierdie tafel. Daar is krag vanmôre in die bloed van Jesus. Sy liggaam is vir ons gebreek vir 'n rede vanmôre. En terwyl ons dit vanmôre neem ons dit nie uit rotine uit nie. Ons neem dit nie uit tradisie uit nie, maar ons neem dit omdat ons weet daar is lewe in dit wat ons neem. Help my. Daar is lewe vanmôre in hierdie tafel. Ons maak nie 'n gewoonte daarvan nie. Maar dit herinner my aan die kruisdood van Jesus en dat ek 'n kind van God is. Amen. Maar daar is 'n spesifieke skrif wat ek vanmôre eers wil gee. Die naam van die Here, sê Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. So ek weet nie vanmôre, jy sit vanmôre dalk in hierdie diens en jy sê, ek weet nie meer waartoe om te hardloop nie. Man, in die afgelope paar weke het ek nie een keer nie, maar 'n paar keer stil gestaan by gesinne wat nie meer weet watter kant toe nie. Waar matte letterlik onder hulle uitgeruk word, hierdie week weer by 'n begrafnis, met die afsterwe van Mersha se ma ook. En toe ons by die begrafnis was Vrydag, dis letterlik asof gesinne gekonfronteer word in die tyd waarin ons bly met so baie dinge, daar's so baie angs en depressie en dit voel letterlik soms, ek weet nie van u nie, maar asof die mat onder jou uitgeruk word. Wie was al daar? Jy weet nie watter kant toe meer om te hardloop nie. Waarheen gaan ek? Nou wil ek vanmôre hierdie skrif in jou hart laat val en in jou hart laat bære. Dat die naam van Jesus is steeds vanmôre 'n veilige anker vir ons siel. Die naam van Jesus is steeds 'n sterk toring, die enigste toevlug waarheen ek kan vlug in tye van benoudheid, tye van depressie, tye van ek weet nie watter kant toe nie, is die naam van Jesus steeds vir my 'n toevlug. So ek wil vanmôre, terwyl jy hierdie nagmaal het en terwyl jy hierdie nagmaal gebruik vanmôre, as jy voel en sê, Quintus, my lewe voel letterlik as wat uit mekaar uitval, wil ek vanmôre vir jou sê, ek het vir jou antwoord, sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Jy weet, jy kan net hierdie naam noem en jy hoef geen ander preek te preek nie, jy hoef net die naam te gee, Jesus. Dis Jesus. Kom vanmôre en gebruik hierdie tafel, hierdie nagmaal vanmôre. En daar waar jy is, dank hom vanmôre, gebruik dit vanmôre, hardloop vanmôre na hierdie nagmaal toe. Hardloop vanmôre, dis die beginpunt, kerk. Dis die beginpunt vanmôre. Mag die Here jou vanmôre jou lewe en jou legkaart bymekaar sit. As jy met die beker bedien wil word vanmôre, kan jy net jou hand oplig vanmôre, môre hy gaan om. Bringing sin I cannot bear. Come and cleanse me, and come forgive me. Lord, I need to into the river, and I am going, bringing sin I cannot bear, and come
precious Jesus, and I am ready to surrender every care, and take my hand now and lead me closer. Lord, I need to meet you there. And in these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now and lead me closer. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Yes, Lord, precious Jesus. And precious Jesus, I am ready to surrender every care. Dankie julle. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Terwyl die oë gesluit is, kan ons Here net dankie sê vir sy tafel vanmôre nie. Here, vanmôre wil ons dankie sê vir die Here vir hierdie tafel. Here, ons rush nie deur nie. Ons dankie vanmôre, Here, vir die bloed van die lam, vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie dat ons vrygekoop is, Here. Dankie vir die woord van God wat sê ons is kinders van God. Ek dankie vanmôre. Dankie dat hierdie tafel die beginpunt is, Here, van ons Christelike stap en wandel. Ons eer U, ons dank U, ons loof U, ons prys U, ons eer U, Here, in die naam van Jesus. Amen. Amen, amen. Ek wil net sien ons almal bedien vanmôre met die tafel. Almal bedien, loof die Here. Thank you, Lord. Amen. Dankie meisiekind. Ek weet nie aan die krag ingaan vanmôre nie, maar dis nie 'n probleem nie.
Halleluja. Ek wil net, ek begin vanmôre net om die volgende te kan gee. Vir die volgende paar weke gaan ons konsentreer, die Here het raar op my hart gelê, dat veral nadat ons die lering gehad het vir 'n paar weke rondom die tabernakel, die Here het op my hart net gedruk dat ons, want mense sit in die kerk vir baie lank, sit in 'n Pinksterkerk. Ons is nog 'n Pinksterkerk. Ek wil net, ons soek 'n Angus Bakken, amen, amen. Ek glo ons is 'n Pinksterkerk. Amen. Ons is 'n Pinksterkerk vanmôre, maar hier is die scary ding, dat ons sit in 'n Pinksterkerk, maar mense weet nie van die Heilige Gees nie. Weet nie van die werking van die Heilige Gees nie. Weet nie wat is die spreek in vreemde tale of die doping in die Heilige Gees nie. Weet nie dat daar is veronderstel om 'n krag deur jou te kan funksioneer. Die gawes van sy Gees moet weer, daar is eintlik 'n mooi preek, wat ek baie jare terug gepreek het in hierdie kerk. Duif van God keer terug na die kerk. Soos in Noag se tyd was die duif gewees wat teruggekom het. So die duif nodig, die Heilige Gees nodig om weer die kerk te kom funksioneer, soos wat hy gefunksioneer het by die dag van Pinkster. Dit was die Heilige Gees en die Heilige Gees krag wat die beginkerk deur die tyd gevat het. Dit gaan die Heilige Gees wees en die Heilige Gees krag wat die kerk gaan vat tot aan die einde. Joh, jy mis 'n plek. Kan ek dit weer sê vanmôre? Dis die Heilige Gees en sy krag wat die kerk gaan vat tot aan die einde. Halleluja. Kan ons die Here lof en vergif vir dit. Halleluja. As jy die Heilige Gees nie ken nie, mis jy die grootste krag en bron van krag en die beste trooster, die een beste helper, die beste advokaat, as jy die Grieks vat, wat daar ooit bestaan. Ek is bevriend. Ek het 'n vriend en sy naam is Heilige Gees. Wie glo dit vanmôre? So hier is die ding, vir die volgende paar weke, nie volgende week is dit Moedersdag, maar van die 25ste, of nie, ek jok, tot die 18de Mei, gaan ons kyk na die doping in die Heilige Gees en die spreek in vreemde tale. Wat sê die skrif? Hoekom bid mense in tale? Is die doping van die Heilige Gees en die spreek in vreemde tale vir almal of is dit nie vir almal nie? As jy meer wil weet, moet jy terugkom. Die gawes van die Heilige Gees. Jy weet, daar's 9 gawes wat deur jou moet funksioneer en kan funksioneer. Amen. Die vrug van die Gees. Dan het ons die 4de tot die 5de, dis die Woensdag, die Donderdag, 4-5 Junie is dit Pinksterdienste. Ons kom hier saam bid by die gemeente hierso. Amen. Dan die Vrydag die 6de Junie gaan ons deernag bid sessie hê. We're going to pray the whole night. Ons gaan kom bid. Amen, die Vrydag aand. Op 'n Vrydag aand, pastoor, as jy van jou sinne beroof, ons gaan kom bid in die kerk. We're going to pray. Amen. Is iemand wat saam by is? Ons gaan kom bid, man. Al bring jou kombersie en jou kussing, maar ons gaan hier in die kerk by mekaar kom en wag op die Here. Ons gaan deernag bid en die 8ste Junie is dit Pinkster Sondag. So ek is opgewonde oor hierdie teaching. Ek hoop jy is. Ek hoop jy is opgewonde. Die pastoor is excited. Amen. Ons wil lering gee. As jy nog en as jy vra het, moenie huiwer nie. Ons gaan lering gee in die volgende paar weke wat kom. Maar vanmôre wil ek met die ander gedeelte eerste deel wat vir 'n geruime tyd op my hart is. En pastoor Ellen, ek praat gister met hom en dis so scary dat ons deel notas uit. Wat jy gaan luister wat Stilfontein preek vanmôre, luister wat ek preek vanmôre. Dis net scary. Ek weet nie of hy my swaar is of ek sy swaar is nie, but something is just connected. Maar ons het oor dieselfde tabernakel, die Here het so hoor mooi. Ek was besig met studie rondom die tabernakel. Toe sê pastoor Ellen, hulle is besig met die preek oor die tabernakel. En nou met die Heilige Gees is dieselfde. En ek het met hom gedeel en met hom gepraat en ons het so 'n bietjie ons hartklop oor mekaar gedeel en ons albei is saam. Stilfontein het laas week 'n deernag bid sessie gehad. En ons as gemeente gaan nou binnekort 'n deernag bid sessie hê by die kerk. Amen.
is 'n gedeelte op my hart vanmôre wat ek voel en ek voel dat ons na die tyd vir mense gaan bedien en vir mense gaan bid. Ek voel dit kan so ek wil vra intercessors dat julle saam met my sal wees aan hierdie ding en saam in hierdie diens sal saam bid. Ek wil vanmôre dit verklaar dat reg deur die Bybel sal jy lees en nêrens vind dat as jy praat van God, die Vader, Seun of Heilige Gees, of jy praat van die Heilige Gees spesifiek, sal daar enige verwysing in die Bybel wees wat sê, dis 'n dam nie. Reg deur die Bybel praat hy van riviere, praat hy van strome, praat hy van vloei. Kan ek dit weer sê? Reg deur die Bybel het ons te doen met vloei, waterstrome, riviere, wat veronderstel is om in ons lewens te kan vloei. Maak jou buurvrou wakker. Daar is veronderstel, so nêrens in die Bybel gaan ons dit lees dat daar iewers 'n dam is nie. Amen? Daar's nêrens 'n dam beskikbaar nie. Maar hy praat altyd van riviere, strome, van lewende water. Kan ek dit sê? Water wat lewe bring. Amen? Dis vloei en vloei. En hier is my hart vanmôre, wie kan onthou met Pinkstertyd, hoe die krag van die Heilige Gees al deur jou lewe gevloei het? Wie het al die gawes van die Heilige Gees gevoel, deur jou lewe vloei? Wie het dit al geervaar? Kom, wys jou hand en hou hom bietjie daar asseblief. Dis die Pinkstermense vanmôre in die kerk. Dis 'n vloei wat jy nie kan stop nie. Ek het al 'n paar keer in my lewe probeer dit stop. Wanneer die krane en die sluise van die hemel oor jou lewe oopgemaak is daar nie 'n manier dat dit gestop kan word nie. Wanneer jy onder die krag van die Here is. Daar moet 'n vloei wees. En ek bid met my hele hart dat daar weer 'n vloei van die Heilige Gees krag in hierdie kerk sal wees. Maar daar's 'n probleem. There's a problem. Hoekom dit nie gebeur nie? Hoekom dit nie gebeur nie? En vanmôre gaan ons by 'n paar van daai dingetjies stil staan. Water was nog altyd in vloei en water is vir die mensdom nog altyd belangrik. En ons het nou gesien die afgelope tyd hoe gevaarlik water ook kan wees met die mense in Bloemhof en Christiaan en ook en oralste wat die water, die riviere so opgestyg het. Maar water is nog altyd vir die mensdom belangrik. Want daar waar jy water vind, sal jy lewe kry. Waar water vloei is plekke opgesit, cities, of wat het stede, opgesit en dorpe, almal is gebou rondom waar water beskikbaar is. Lewe, waar daar water is, was daar lewe. Amen? Scary enough, die wat die nuus dophou, hoor gou mooi wat is besig om te gebeur. Daar was selfs oorloë en daar dreig nou huidiglik 'n massiewe groot oorlog en een van die groot redes is water. Indië en Pakistan is besig om mekaar skeef op te vryf oor die terreuraanval wat nou die dag gebeur het in Indië. En hier is die groot ding, Indië het gegaan en al wat 'n kraan is toegedraai. Die water dit is die Chenab water, die Chenab rivier, hulle het dit stopgesit en gesê ons gee nie meer as gevolg van terreuraanval Pakistan, ons gee nie meer vir julle water nie. Die sluise toegemaak letterlik sodat Pakistan nie kan water kry nie. Die vloei gestop na Pakistan toe. 'n Oorlog dreig as gevolg van water. Die Dooie See, 423 meter onder see spieël. Daar's geen lewe, geen bome, geen visse, geen voëls eintlik naby daai water te kry nie, want die Dooie See is letterlik volgens sy naam 'n dooie see. Dit is baie so interessant dat die Jordaanrivier vloei binne-in die Dooie See. The Jordan River in die Jordaanrivier, alhoewel hy vuil is, vloei en het lewe in die Jordaanrivier. Daar's vis in die Jordaanrivier, daar's lewe rondom die Jordaanrivier. Israel is rondom die Jordaanrivier, maar die rivier wat vloei na die Dooie See toe, daar is geen lewe in die Dooie See nie. Wat is die rede vir dit? Nommer 1 is omdat dit onder die laagste plek op wêreld, op jou kaart, die laagste plek wat jy kan kry is die Dooie See. En hier is die tweede, punt nommer 2, daar is geen uitvloei uit die Dooie See uit nie. Net 'n invloei.
Hoekom is daar dat ons as kinders van die Here baie keer soos 'n vrot dam lyk? Want ons neem baie keer in, maar ons het geen uitvloei nie. Ons sit baie keer in die kerk soos opgaar damme en vat wat die pastoor vir ons gee en ons niemand met wie ons dit in hierdie week uitdeel nie. Kan ek 'n stap verder gaan? Ons onthou nie eers wat pastoor Quintus 2 weke terug gepreek het nie. Maar ek het dit vir myself gevat en ek is die opgaardam. Die dooie see is dood, geen lewe nie, want daar is geen vloei wat deur die dooie see gaan nie. Dooie water wat stil staan, wat stagneer, bring voort pestsiektes. En my vrou se favourite, muskiete, alge, vrotwater. Kom en help my uit. Dis as daar geen vloei in jou lewe as kind van God is nie. Ek praat van lewende water wat deur jou binneste vloei nie, kan ek dit weer sê? Daar moet lewende water wees wat deur die binneste van 'n kind van God vloei, en as daar nie vloei is dit hoe ons lewens lyk. Dis hoe ons lewens lyk. Maar die see van Galilea, die Jordaanrivier wat in dieselfde rivier wat in die dooie see loop ook in die see van Galilea, wat 'n vars watermeer is. Hy word as see genoem, maar hy's 'n vars watermeer. Hoekom lyk is dit skoon? Hoekom is daar lewe? Hoekom is die St. Peter's Fish beskikbaar in die see van Galilea? Want daar is 'n stroom van water wat deur die rivier loop. So ek wil hê vanmôre in diepte moet jy by jouself stil staan om seker te maak en vra jouself die vraag: is daar nog water, lewende water wat deur jou binneste vloei? Ek onthou as jong man, as jong kind, hoe lewende water deur my lewe gevloei het. Hoe lewende water deel van my lewe was. Daily het ek gevoel hoe daar lewende water, hoe daar 'n fontein van lewende water deur my binneste vloei. En ek wie weet waarvan ek praat vanmôre. Dat daar 'n tyd was wat jy het so honger gehad en mense kon nie genoeg van jou kry nie, maar dit was lewende water wat deur jou lewe vloei. See van Galilea. En ek wil hê ons gaan vanmôre blaai in Esegiel 47. Kom ons vat gou ons woord. Ons gaan vanmôre begin by Esegiel 47. Esegiel 47. Is 'n visioen wat Esegiel gesien het as profeet. En dit handel vanmôre oor 'n rivier. 'n Rivier van lewende water wat vloei. Esegiel 47, kom ons gaan gelees daar. Is op die bord. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis. En kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit, na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe. En die waters het gevloei onder die regter symuur van die huis uit, suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordpoort en my buitekant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk. En kyk, die waters het gekabbel uit die regter symuur uit. Toe die man na die ooste uitgegaan het met 'n meetstoel in sy hand, het hy 1000 el gemeet, en hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. En toe hy het my nog 1000 el gemeet en my deur die waters laat gaan, waters tot aan die knieë. En hy het nog 1000 gemeet en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie kan deurloop nie. En hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Terwyl ek terug gaan kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien, aan al twee kante. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek, en loop in die vlakte af, en gaan na die see. In die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbelstroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie water
waters daarin gekom het, en die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan, van En-gedi af tot by En-eglaim, 'n droogmaakplek van die nette sal dit wees. Na alle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, 'n groot menigte. Die moerasse en kuile daarin, hulle sal nie gesond word nie, vir sout is hulle bestem. En by die see sal aan die twee kante allerlei bome groei, om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor, en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle in hulle staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Esegiel sien 'n visioen. Die Here vat hom en hy wys waar daar 'n stroom water is. 'n Stroom water wat loop uit die tempel uit, vanaf die troon van God. Vanaf die troon loop daar 'n stroom water uit. Dit loop uit die tempel uit, dit loop in 'n rivier af, en Esegiel sien homself waar hy staan, die water stap hy in, iemand kom en hy meet, en hy sien dat hierdie water is enkel diepte. Verder stap hy in die stroom af, en hy meet nog 1000 L, en hy sien die water is tot by die knieë. Nog 1000 L gemeet, en hy sien hierdie water is tot aan die heupe. Hy sê nog 1000 L, hy sê die water was so sterk, dat jy kon nie daar, hy moes geswem het, en is water wat jy nie kon deurgaan nie, want het is te sterk om in te gaan. Water wat uit die troon van God uit loop, water, lewende water. En hier sê eintlik, dis 'n preek vir 'n ander dag, but I was just thinking about this, dat baie keer staan ons in die kerk, en ons is tevrede om net die water van 'n kant af te sien. Ons is baie gemaklik om in die vlak water in te spat. Dis ons net so nou en dan net so ons twintjies nat maak. Net so weet die wat by die see ook is, wie weet nou waarvan ek praat. Jy's genoeg om net water tot by die enkels te kry. As daar mense wat weet waarvan ek praat, kom Marlyn sê amen. Tot by die enkels is meer as genoeg water. Maar ek weet een van daai ouens, ek is nie tevrede met water tot aan die enkel nie. Ek sal water gaan tot by die knieë. Knie is nie genoeg vir Quintus nie. As ek by die see is, sal ek gaan nie eens tot by die heupe nie. Quintus swem waar die haainette is amper. Dis waar ek wil wees, dis waar ek wil gaan. En ek en Dionay het 'n dierles geleer Desember maand, toe ons begin swem het en by die stroom. Jy weet, naderhand weet jy nie meer hoe om te swem nie. Jy hondjie swem, jy backstroke, jy swem net, maar die stroom is besig om jou al hoe dieper in te vat. En maar ek is geestelik is ek nie tevrede met net water tot by die enkel nie. Ek is nie tevrede om in die lewende water tot aan die knieë te wees, of in die heupe, of net nat te word. As ek tot by die heupe nat geword het, wil ek eerder sê, Here, nie net tot by my heupe nie, maar my hele liggaam, my hele wese oorstroom my met lewende water. En hy praat hier van 'n fontein wat vloei. Luister mooi, fontein vloei vanaf, you have to get this, vanaf die tempel. Dis water wat uit 'n tempel uitvloei. Water vloei uit die tempel uit. Sê God se woord nie in Korintiërs dat jy is 'n tempel van die Heilige Gees. As jy 'n tempel van die Heilige Gees is, wat vloei uit jou uit? Wat vloei uit jou uit? Because something will flow out of you. Die Bybel praat toch van 'n tempel. Luister gou mooi, en jy lees dit in Openbaring, heel aan die einde. Openbaring 22 vers 1 wat sê: En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Van die troon van God is daar kristal, is dit nie mooi woord daar nie. 'n Suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Uit God uit vloei daar 'n rivier van lewende water. Man, it's a river. 'n rivier wat vloei.
En kan ek gou vir jou hierdie sê? Satan probeer vir generasies op generasies op generasies die vloei stop. Hy probeer dit hier keer, maar daar vloei die rivier net ander kant om. Hierdie kant keer en hy kom net aan die ander kant. Hy vind maniere, stelsels, strategieë en planne om die rivier van die heilige van lewende water te stop. Maar ek dank die Here, there is no way that you can stop the flow of the Holy Spirit and living water. Dis nie manier nie. Dit sal aanhou vloei en dit sal aanhou vloei vir generasies wat kom, want God self is lewende water. Maar as jy 'n tempel is, as ek my vraag weer, wat vloei uit jou uit? Vraag 2, is daar iets wat vloei? Wanneer laas het lewende water uit jou lewe uitgevloei? Baie duidelik sê Psalm 42, ons gaan nou by dit stil staan ook. Soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Hy sê nie nou soos my siel smag na 'n dam nie. Hy sê my siel smag na waterstrome. Dis waar my siel na toe verlang. Hy praat van lewende water en die woord van die Here is vir ons baie duidelik. Die woord van die Here leer vir ons Johannes 6:35 en ek het nie vanmôre genoeg tyd om dit alles stil te staan nie met die feestydde en die konteks daarvan nie, maar ek wil net so 'n bietjie in hierdie vers uit afbreek en deel vanmôre. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit, sê die woord van die Here, dors kry nie. Hy sê Johannes 7, die volgende hoofstuk vers 38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal, nie miskien nie, sal. Is daar iemand wat nie glo vanmôre in hierdie kerkie? Wys gou vir my jou hand. Ek wil saam met jou bid. Is daar iemand vanmôre, moenie skaam wees daaroor nie. Is daar iemand wat nie glo vanmôre in hierdie kerk? Almal glo, almal is gelowiges. Is ek reg? Kom aan, sê saam met my amen. As jy gelowig is vanmôre, sê die skrif vanmôre baie duidelik, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. En as daar nie lewende water in jou binneste vloei nie, beteken dit daar's iets wat 'n stop gebring het. Daar's iets wat water probeer toemaak het in jou lewe. Ek is so bly om julle 3 dames hier te sien. Ek weet nie hoekom nie. Julle 3 ja. Jy lyk baie verbaas as ek dit sê. Weet jy wat is goddelik? Wanneer 3 vriendinne besluit het op 'n Sondagmôre, ons gaan na die huis van die Here toe. How precious is that? En dis nie per toeval dat julle hier is vanmôre om dit moet hoor nie. Because I believe with my whole heart that through your life living water should flow. Veral vir jou. Lewende water moet uit jou binneste uit vloei, sê die Here. God has given you a talent. God het jou 'n gawe gegee en God het jou 'n heavy talent gegee, maar die Here sê it's time dat lewende water hier jou binneste moet begin vloei, living water. Wanneer jy jou gawe en jou talent wat God jou gegee het gebruik, jy het 'n groot talent. God has given you a talent, en hy het som jou talent kom goedheid en guns, sê die Here. En omdat jy daai talent en daai gawe het, do not use it for the kingdom of darkness, use it for living water to flow through your life. Want wanneer jy 'n mikrofoon in jou hand het, jong dametjie, wanneer jy 'n mikrofoon in jou hand het, sê die Here, living waters will flow out of your life. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat die Gees van die Here vanmôre vir jou sê? Living waters will flow out of your life. And man, luister wat die Gees van die Here vanmôre vir jou sê, jong dame. Is dit so vanmôre? Is dit so? Lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Sal uit sy binneste uitvloei. Sal uit sy binneste uitvloei. Die Engels sê dit nog mooier, Justin. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living waters. Lewende waters, Amplified sê, from his innermost being. Vat gee jou hand, doe my 'n guns, vat jou hand vanmôre. Sit jou hand vanmôre op jou maag. Hou hom so rukkie net op jou maag. Hy sê, from your innermost being will flow continually. Is dit nie mooi nie? Continually, rivers of living water, continually, waters, lewende water, wat uit jou binneste uitvloei. Maar question is, wanneer laas het lewende water in jou binneste, uit jou innermost being uitgevloei, met worship,
met wanneer ons die Here aanbid, wanneer laas dit lewende water gevloei uit jou binneste uit, wanneer laas dit lewende water net gestop as die Here, ek kan dit nie keer nie, it's living water, wanneer laas daar iets in jou innermost being gebeur, daai woordjie innermost being van jou binneste het 'n sekere betekenis, het konteks vanmôre, en ek wil dit vir jou gee, die woordjie daarso beteken, is die Griekse woord, skus ek snyf, koilia, amper soos cholera, maar dit is nie, koilia, kan ek sê, ja, sommige mense vloei koilia uit hulle binneste uit, cholera. Ek en Madeleine, ons gesin was in Johannesburg, nou, oor hierdie naweek, wanneer was dit daar, maar ek is nou die Vrydag, Donderdag, in Johannesburg, in die grootste mall in Suid-Afrika, in Fourways Mall. Terwyl ek in Fourways Mall sit en ons hou vir babietjie vas en ek en Marlene drink hier al 'n koppie koffie of ek nie eens wat ons drink het nie, maar ons sit hier aan een kant en kom ek agter hoeveel van hierdie jong mense het die Here nodig. Ons is nog bevoorreg om in 'n plattelandse dorpie te bly, Potchefstroom. In die stad is dit nag. Ek het mense, jong dames gesien, 15 jaar oud, wat in haar onderklere binne in die mall loop. Geen skaamte nie. Ons het gesien waar jong mense 10, 12 jaar agter 'n hoekie wegkruip en vape. Dogtertjie so groot. Sodat haar ma nie moet sien nie. Maar question is, ons as Suid-Afrika het die Here baie nodig. Wat se water loop in die huisgesinne rond, dat dit die resultaat is. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Koilia is die woord wat beteken die volgende, het sê, the whole belly, sit gou jou hand saam met my nog steeds daar, the whole belly, the lower belly, the lower region, the gutlet, the womb, the place where the fetus is conceived and nourished until birth, the innermost part of a man as the seat of thought, feeling and choice. Dis wat die woord beteken. Met ander woorde, het jy al as iets moet gebeur, of iets gebeur, wie het al die gevoel op hulle maag gekry voor die tyd? Kom, wys my jou hand. Jy is nie met die helmet gebore nie. Of agterste voor met die nek, string om jou nek soos worsie nie. Come on, jy is gebore met die gees van die Here. As jy wedergebore is, come on, dis die gees van die Here wat met jou praat en met jou deel. Hier in jou innermost being, dis hier waar dit begin. Dis hier waar lewende water moet vloei vanaf. Your innermost being, hier binnekant, your gutlet. Nou hierdie gaan jou dalk skok vanmôre. Die mediese term is die volgende. Dit praat van die ENS, dit beteken the enteric nervous system. Met ander woorde, daar is, kom ek gee vir die wiskunde, listen carefully, 100 miljoen senupunte in jou maag. Dis dieselfde, they call it the small brain. Dis hoekom jou maag vir jou sê jy is honger, dit begin hier. It starts here. So dis hier waar lewende water veronderstel is om te vloei en te begin. They call it die ENS system. Hulle sê dis die tweede brein. So dis hoekom jy as daar iets gebeur, jy naar voel. Wanneer daar 'n trauma is, iets gebeur in jou binneste, wie voel dit baie keer hierso? Anxiety en kramp en Dionay is baie sensitief. Sy het, with all due respect, sensitiewe maagstelsel en wanneer daar stres en spanning is, voel sy om dadelik hierso. Dis waar mense, luister mooi, dit is waar, nie soeibrand, ja, soeibrand speel ook 'n rol, maar dit is waar, wat is hy seer, 'n maagsweer vandaan kom. Want hoekom 'n maagsweer? Dis waar mense se stresvlakke is in jou maagarea. Wanneer jy baie stres en spanning het, gaan jy dit hier begin voel. Daarom sê die woord van die Here vir ons in Johannes 7, dat lewende water is veronderstel om hier te vloei. Want as lewende water hier uitvloei, sal dit hier uitkom en sal dit begin
plek maak of dinge weg van depressie, angstigheid, gaan geen plek in jou lewe hê nie, want lewende water vloei uit jou binneste uit op. Dis hier waar jy excited raak, want ons gaan na die huis van die Here. Dis hier waar jy excited begin raak, wanneer jy praise and worship musiek aansit. Kom aan, wie is nou saam, waar niemand jou hoor nie, jy sing dan vol volume in die kar, en jy sing op 7 note, wie is daar saam met my vanmôre? Man, jy gee nie om wie na jou kyk, jy sit in die kar, dan jy voel dit hier vloei. Ek praat nou die dag met iemand, sy sê, pastoor, ek kan nie help nie, maar wanneer ek praise and worship musiek aansit, vloei die trane net, en ek huil voor die Here, toe sê ek, that is living waters, that flows through your system. Maar mense het so hard geraak, hulle kom nie meer op daai plekjies dat 'n musiek en lofprysing en aanbidding hulle move nie. Hulle staan soos die dooie see, dood. If you are dead with praise and worship, is daar een teken is, daar's geen vloei wat hier in jou lewe is nie. Want as daar 'n vloei is, jou innermost being, waar lewende water vloei. Wie het al ervaar dat as jy in die oggend opstaan, voel jy hoe daar 'n vloei begin kom. Wanneer jy op jou knieë sak voor die Here in die oggend, is daar 'n vloei wat kom. Ek gaan vanmôre, ek gaan nie verder in die wiskunde daarvan nie. Hier is my vraag vanmôre, wat vloei deur jou? Wat vloei deur jou? Want as lewende water deur jou vloei, gaan mense bietjie by jou wil kom drink. Mense gaan bietjie by jou wil kom kry. Het jy al gehad, dat daar sommige mense wat jy nie genoeg van kan kry nie, maar daar sommige mense wat jy nie gou genoeg kan wegraak vanaf nie? Nie by julle nie, ek praat van die pastorie. Nee. Maar as lewende water, if there's no living water, as lewende water deur jou vloei nie, wat kry mense by jou te drink? Want die wêreld staan dors. Nie na water wat hulle maag vol nie. Die wêreld staan dors na water wat hulle siel aanraak. So wat kry mense by jou? Wat kry mense by jou te drink? Jy is soms, man, wie was al saam met my, kom let's be honest. Jy was vir 5 minute in iemand se gesprek en maak jy so. Jy soek nie dit wat jy nou gekry het. Jy weet nou, jy soek hierdie gemors nie. Dit is so scary dat mense dink almal se taalgebruik moet dieselfde wees. Dat die F-woordjie 25 keer in een sin moet wees. Dan maak ek so. Ek het nie lus om dis die lewende water nie. Wat vloei deur jou? Kan ek bietjie dieper gaan? Papa, wat kry jou vrou en jou kinders te drink by jou in die huis? Nee, papa is maar eintlik die galblaas van die liggaam. Al die stres, al die drama van die werk, moet jou kinders by jou kom drink van. Al die drama en die stres wat jy beleef, jou kinders kry dit, jou vrou kry dit. Daai vloei, as lewende water net deur jou vloei nie, wat is my vraag vanmôre? Sommige mense staan en sê, daar is geen vloei in hulle lewens nie. Dis waar die skrif vandaan kom wat sê, my siel smag na waterstrome. Dat daar weer 'n vloei kan wees. Menslik gesproke kan jy tussen 3, miskien 4 dae sonder water gaan. Maar dan gaan jou liggaam begin oppak. Maar geestelik kan jy vir jare lank in 'n woestyn wees en eintlik smag na 'n bietjie lewende water. Wat vloei in en deur jou lewe? Of is dit hier is my nogal interessant geweest, die sand hier onderkant. Nou as jy hierdie 'n bietjie gaan stir vanmôre. Sommige mense se water lyk skoon, totdat die wêreld hom bietjie stir. Nou kom die vuil brakwater op. Kom aan. Jy weet dan waarvan ek praat. As jy in 'n dam en sê, dis kristalwater,
totdat jy daar ingetrap het, dan daai modder, daai water die mekaar gemaak. Wat kry mense by jou te drink? Bitterheid, onvergewensgesindheid, kwaad. My baas by die werk gee my drama, so ek gee ander almal drama. Wat vloei deur jou lewe? Wat vloei? Is dit lewende water of die bitter water van Mara wat deur jou lewe is? Kom aan, wees nou saam met my. Jy kan in gesprek met iemand wees en dan hoor jy hier is bitter. Ek wil eintlik sê hier is bitter. Johan maak altyd so. Hier is bitter water. Hier is die goeie water om te drink. Wie weet, ek praat van by die pastorie, né? Ek praat van by die pastorie. Wat vloei deur jou lewe? Daar is 'n storie wat vertel word, en ek het dit al vertel, en ek wil dit gou weer vertel, van hierdie strome water. Daar is 'n strome water gewees in Switserland, en hierdie man het 'n werk en 'n taak gehad. Sy werk en sy taak was gewees dat hy moes elke dag in die oggend en in die aand moes hy stap, en dan moes hy seker gemaak het die kanale skoon. Daar is die takke, daar is die klippe, daar is die dinge waar die stroom stop nie. Want in die pad af was daar 'n dorpie, en hierdie dorpie was afhanklik gewees van hierdie stroom vir lewe, vir drinkwater elke dag. En die council het bymekaar gekom en hulle het gesê, luister, dis nie meer nodig, jou werk is onnodig, ons kan self dit doen, en hulle fire die strome water. En dit was die 3 maande vanaf die strome water gefire was, wat daai water opgedroog het. Die water wat in die rivier afgekom het, was vuil. Dit was nie meer kwaliteit water nie. En hulle het gevra, hoekom is dit moontlik? Waar is die stroom? Hoekom kry ons brak water? En hulle het gesê, is omdat ons die strome water gefire het. Hulle het die strome water in sy pos herstel. Dit was nie paar dae nie, of daar het weer 'n suiwer skoon stroom water in die dorp ingekom. En ek is ons eie stroombewaders. Jy is 'n stroombewader wat jy stroom van lewende water moet oppas. Die skrif leer ons in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Hoekom? Want daaruit is die oorsprong van lewe. Die Engels sê, out of your heart flows the issues of life. Dit vloei uit jou binneste uit, jou innermost being. As jy jou hart nie bewaak nie, is daar moeilikheid. Wat vloei uit jou lewe uit? Wat vloei uit jou lewe uit? Wat stop vloei? En ek wil vinnig net gou 'n paar dinge noem wat 'n mens se vloei kan stop. Ek self kan in my vloei stop. Ek self, hierdie ou, sit gou jou hand op jou bors, sê, ek self is verantwoordelik, ek is die strome water, so ek bepaal die mate, ek kan dit self stop. Die Here skryf, of Jeremia, die profeet skryf in Jeremia 2:13, wat sê, my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Die fontein van lewende water het hulle verlaat, om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. Kyk wat het die volk gemaak. Hulle verlaat die bron van lewende water, die bron wat God is. En hulle sê, die Engels sê dit nog mooier, for my people have committed 2 evils. They have abandoned, rejected me, the fountain of living water, and they have carved out of their own cisterns, broken cisterns, that cannot hold water. En hier is my hart vanmôre, so wat hulle doen, hulle gaan maak vir hulle bakke, groot bakke, om water te hou. Hulle wil nie meer elke dag na die bron toe gestap het, om water te gaan haal nie. Hulle het hulle self gaan bakke maak, en gaan uitkap met klip. Maar die Here sê, daai bakke gaan nie hou nie, en hierdie bakke is vandag nog beskikbaar in Jerusalem, en in Israel, kan jy dit sien, waar hulle probeer water opvang het, om 'n lewe te gee, want hulle was nie gelus om elke dag water te gaan haal nie. Maar die Here sê, dis 'n fout wat hulle gemaak het. Hulle het die bron verlaat, God verlaat, en vir hulle eie watergebakke gaan maak.
Hy sê dit vat nie water nie. En hier is my hart vanmôre. Is dit nie baie keer in ons lewens so nie? Dat ons maak en ons kry ons eie bakke. Ons maak ons eie ding. Ons laat mense, as jy 'n bak gekap het en weggestap het van die bron van lewe, moet jy daai bak sustain. Dit kos effort om my bak vol te hou. En is my so hartseer dat ons het baie keer ander bakke. Ek het 'n paar notas gemaak en sê, dis mens gemaak. As mens het gemaak het, moet mens dit volhou. My geluk is dan gebaseer op mense, nie God nie. My vrede is gebaseer op mense, nie God nie. My blydskap is gebaseer op mense, nie God nie. Die volgende persoon wat die persoon gaan dan na die volgende persoon toe, want jy het my 'n rukkie gevul. So jy is nie meer so goed genoeg nie, ek wil die volgende een hê. En ek tap wat jou kan, jy is ook nie meer goed genoeg nie, so ek gaan na die volgende een toe, en die volgende een, en die volgende een, en die volgende een. Of mense gebruik byvoorbeeld drank, om hulle behoeftes te vul, en om hulle lewens te vul. Hulle bak vir hulle reënbak uit, wat geen water hou nie. Maar die Here sê, as ons die bron het, die bron van lewende water, sal ons nooit weer dors kry nie. Dis so interessant, altyd gelees 'n stukkie geskiedenis, die oog in Kuruman. Tussen 20 en 30 miljoen liter word per dag uitgepomp daar. Tussen 20 en 30 miljoen liter wat water vir die Kalahari gee. En hulle het probeer eendag om daai bron te vergiftig. Maar die visse wat naby die bron gebly het bly lewe. Al die ander afstream het gevrek. Why? Want hulle was nie by die bron nie. As jy by die bron is, sal jy altyd lewende water hê. Dis vir so interessant, ek wil gou net hierdie gee, net 5 notas dan is ek klaar. 'n bewer kan 'n dam verstop. Praat nie van 'n otter nie. Praat van 'n bewer. I never knew this. The world's largest beaver dam strek 800 meter se damwal wat hulle gemaak het. 'n Paar bewers. 800 is in een van die parke in Kanada te kry. 800 is so groot die damwal, jy kan hom van die lug af sien, van space af sien. Dis hoe hierdie bewers, hulle reken hierdie bewers kan en hulle kan bome, groot bome kan hulle 'n paar dae afkou dat hy omval. Dis die krag wat 'n bewer het. Tjoe, en ek dink oor hierdie ding. Hoeveel keer is daar nie bewers in ons lewe wat die vloei stop van die Here wil hê ons moet vloei in ons lewens nie? Jou bewer lyk dalk anders as my bewers, maar dit stop die vloei van God se krag in my lewe. Kan ek gou net vanaf 'n paar gee. Die eerste bewer wat ek wil gee is sonde. Daar's niks wat die vloei van lewende water so gou kan stop in jou lewe se sonde nie. Sin will stop the flow. Sê saam met my, sonde. Sonde gaan die vloei van lewende water stop. Die woord van die Here, of D.L. Moody het gesê, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Help my. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus, ons Here. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. As daar nie meer 'n vloei in jou lewe is, kan jy die volgende doen. Backtrack bietjie. Gaan net bietjie kyk en kyk waar het die vyand begin inkom en daar 'n bewer ingekom en die vloei gestop. Kom aan. Waar het dinge skeef gaan? Hoeveel keer het die Heilige Gees vir jou gesê moenie dit doen nie? Maar sonde het net gecontinue. Tweede een. Mense. Pastoor. Ja. Mense kan die vloei van lewende water in jou lewe so stop. Jong mense, kan ek dit gou vir julle gee? Hy lyk soos 'n engel. Maar Satan het ook gesê hy is 'n engel van die, hy was ook 'n engel van die lig gewees. Kan ek gou dit leer as jong mense? Hoor gou hierso. As jou lewensmaat nie vir jou water kan gee om te drink nie, stay away. Run. Ek sê altyd vir jong mense, julle harte moet so diep, Ellie, so diep in die Here geberre wees, dat enige man wat julle harte wil hê, moet dit by die Vader gaan haal. Wil jy my hart hê? Gaan kry by die Here. Dis waar my hart is.
as jou lewensmaat nie vir jou kan water gee om te drink nie. Hardloop. Mense, en pastoor, maar hoe kom ons dit skrif opby? Die vloei van krag in Samson se lewe het gestop toe hy met Delila begin flirt het. Samson se krag was daarmee heen. Samson se hare was daarmee heen. Samson se visie was daarmee heen toe lewende water in sy lewe gestop het. Toe hy begin flirt het. Waar het sy foute begin kom? Nie toe hy met Delila eintlik begin het nie. Sy moeilikheid het begin toe hy die heuning in die dooie karkas gaan soek het. As jy teruggaan na die dinge toe wat jy doodgemaak het in jou lewe, die vyand sal altyd heuning in 'n dooie karkas sit. Help my? Die vyand sal altyd jou terug probeer lok met heuning in die karkas. Samson mag nie aan 'n dooie ding geraak het nie, want hy was 'n Nasarener gewees. En hy het teruggegaan na die dooie dinge toe wat in sy lewe oorwinning gegee het. En hy het met die heuning gaan uithaal. En toe hy met die heuning begin speel, het sy moeilikheid geboek. En toe kom Delila, wat die vloei in sy lewe gestop het. My vrou moet nou haar ore toedruk. Maar ek het 'n girlfriend gehad. Pastoor. My vrou het gelukkig haar oorgoedjies en sy kan nie hoor nie. Op skool. Gaan nie haar naam noem nie. Sy maak haar keel nou vir my skoon. En hierdie girl het vir my gesê, want ek het gesê, I'm sold out. Ek wou ministry toe gaan. En sy het vir my gesê, nee man, dit gaan nie werk nie. Ons moet Australië toe voeter, en ek weet nie wat sy plannetjies sy alles gehad het nie. Ons moet nie, don't. En sy het my so ver gehaat, dat ek amper uit matriek uit nie gaan swat het nie. Maar ek moes 'n call maak op skool om te sê, hierdie is nie vir my nie. Hoe hartseer en hoe moeilik dit ook al is, maar ek kry nie by jou lewende water nie. Ek gaan nie my vloei en my roeping prys gee. Dis asof jy 'n kraan in my lewe sou toegemaak het, omdat ek gesê het ek wil saam met haar gaan. Mense kan die vloei in jou lewe stop. Trauma. So baie mense het trauma in hulle hart en hulle lewens gehad. En vandat ek daai trauma gehad het in my lewe, is my hele lewe woestyn. Ek weet ek praat vanmôre met iemand. My lewe is 'n woestyn, dis droog en ons niks. Asof van trauma wat in my lewe gebeur het. Trauma stop die vloei van lewende water. Trauma het gesê ek wil niks meer met die Here te doen hê nie. Trauma het gesê en die vyand se leuns gesê dis God se skuld. Trauma veroorsaak dat die water wat uit my lewe uitvloei bitter is. Trauma veroorsaak dat die water wat uit my lewe uitvloei lelik lyk. Omdat iemand my seer gemaak het, maak ek iemand anders te seer. Seer ouers, maak seer kinders, maak weer seer volwassenes. Omdat pa jou streng groot gemaak het, omdat pa jou seer gemaak het, omdat pa want pa het eintlik sy eie pakkie gehad. Het kinders gekom en gesê, ek wil niks met die Here te doen hê nie. En die vyand het gekom en hy het 'n stop in lewende water gesit en hy gesê, Here, waar is die Here hier? Ek weet vanmôre, ek bid vanmôre dat die Heilige Gees damwalle gaan oopbreek in die naam van Jesus. Dat al hy seer sal uitkom en al hy seer sal vloei. En lewende water, skoon water weer in jou lewe sal vloei. Ek weet die sommige ma's wat seer gemaak het. My ma is bitter. Ek praat nie van my ma nie, ek praat van ma's. Wie se tong bitter is. Wie se tong seer het en dit het gemaak dat kinders seer kry. En dit het 'n dam gebring en 'n dam opgehoop. Jy sê daar's geen vloei wat deur my lewe is nie.
trauma kan dit doen. Geen geestelike dissipline. Ek laat dinge toe in my lewe. Ek laat dinge vaar. En ek laat dinge net laat gaan. Dis okay om nou maar Netflix te kyk wat 20,000 vloekwoorde op het. Want wat is daar anders om te kyk? Dis okay om op TikTok te wees en allerlei rubbish te kyk. Maar min het ons geweet dat dit 'n bewer is wat jou vloei stop. TikTok, Instagram en nog wat ook al so goedertjies op buite kan. Ons spandeer ure met dit. En ons besef nie dat die woord Meta, Facebook, Meta, gaan check, Meta is die hoofmaatskappy wat onder TikTok en Instagram en Facebook is en WhatsApp ook. Meta, die hoofmaatskappy, Meta beteken in Hebreëus dood. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Tyd. Ons het nie meer tyd om na die bron toe te gaan nie. Ons het nie meer tyd om na die bron toe te gaan nie. Ons het nie tyd om op en af te stap en seker te maak die kanale skoon nie. Ek gaan vinnig gaan. Efesiërs 5:16 sê, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Deurgrond my o God en ken my hart. Ons het nie meer tyd dat die Here ons moet deurgrond nie. Ons het nie meer tyd om te sê, Here, kom deurgrond my. Ek wil eens hele aand deurbid. Deurgrond my, Here. Ken my gedagtes. En die laaste enetjie is entertainment. God se woord sê, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Daar's niks wat so gou 'n lewensstroom in jou lewe stop as entertainment nie. Ek wil vra dat elke oog gesluit gaan wees, elke oog gesluit en jy ken vanmôre in jou eie lewe, en nie is nog nagmaal oor ook vir die wat al nagmaal nog wil kon gebruik, is fyn. As jy sê, Pastor Quintus, daar's geen vloei meer deur my lewe nie. Ek onthou hoe die gawes van die Heilige Gees deur my lewe gevloei het. Ek onthou hoe ek gewoond was. Is so mooi, Psalm 42 sê, ek was gewoond gewees om voort te stap na die huis van die Here. Daar was 'n jubel, man, blydskap is gestop. Wanneer laas het jy blydskap ervaar? Maar angs en depressie en anxiety en die worries en stress, al hierdie het 'n blok gebring in lewende water. There's no more joy flowing through you. Daar's nie blydskap meer wat deur jou vloei nie. As jy vanmôre sê, Pastor Quintus, ek wil hê jy moet saam met my bid. I need to flow again. Ek wil weer die vloei van u Gees in my lewe ervaar. Wil ek jy moet saam met my staan. As daar 'n blokkasies gekom het, maak nie saak het wat daai blokkasie is. Dalk is dit iets wat ek gemention het nie. Dankie vir die mense wat staan, dankie. Kom, ek wil jy moet staan. Wanneer laas het God se Gees deur jou gevloei? Pinkster kerkganger. Wanneer laas was daar lewende water deur jou lewe? Ek wil vra, wil jy as jy opgestaan, kom staan gou hier voor. Ek wil jy ons moet saam met julle bid. Kom staan gou hier voor. Wanneer laas er al lewende water, jy is so besig geraak. Tyd het jou ingesluk. Tyd het jou ingesluk en jy weet nie meer, joh, Here. Ek is so besig met so baie goeders. Waar is die leierskap? Leierskap, kom help gou vir my bid, kom. Vra die leierskap, kom help vir my bid, leadership, pastore, kom help gou vir my asseblief. Dit gaan goed vir 'n rukkie. Kyk gou vir my hierso, dit gaan goed vir 'n rukkie. Want ons het tyd gemaak dat die debris moet sak. Maar sodra daar iets gebeur in ons lewens, daar 'n trigger kom, gaan hierdie water weer opstuur. En die vuil gemors, jou ou verlede sal opkom. Is daar nog vloei van God se Gees deur jou lewe? Is daar nog lewende water wat vloei? Marlene, bedien ons môre met daai song, please. As jy voor wil kom staan, kom. Wat is daar wat gestop het, dat die lewende water deur jou lewe vloei? Wat is daar wat gestop het? Wat is daar wat gestop het vanmôre?
of every situation. Daar's trauma wat in jou lewe gebeur het en dit het 'n stop gebring. Kom aan, ek wil hê met die voorkom staan. Elkeen wat seer gekry het, elkeen met trauma. Burdens unto you I roll. Elke seer. Let you love Ek bid vanmôre dat die Here dit sal wegvat, elke stopstraat vanmôre. over my In die naam van Jesus. and let your Holy Spirit come and take control of Al daai every seer.